Ek gaan vir die daar in Hebreërs hoofstuk 10 lees. Halleluja, baie dankie Here. Waar is Hebreërs? Ek weet nie, ek gaan hom nou kry. Hebreërs hoofstuk 10 vers 9. En hy praat oor die Here Jesus en hy sê, Vader, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede daar te stel. Then he said, Lo, Father, I came to do thy will, O God. Taketh away the first, that he may establish the second. Ek wil vanmôre jy aandag vestig op die stelling wat hy gemaak het. Ek kom om die wil te doen. As hy gekom het om die wil te doen, moet hy die wil wys, hy moet dit openbaar en hy moet dit bekendstel en hy moet dit ook beskikbaar stel. Want hy sê ek kom om die wil te doen, ek vat die eerste weg en ek gaan 'n tweede dag stel. Ek wil nie weer oor die wet praat nie, want ons weet die eerste was hy die wet weggevat en het 'n tweede dag gestel, het dit wat 'n vloek was uit die pad uit geruim sodat ons die seën van God kan ontvang. Maar ek wil vanmôre 'n bietjie konsentreer op hy gekom om die wil van die Vader te doen. En daarom wil ek hê jy moet saam met my ook 'n bietjie terugblaai. En as hy sê ek het gekom om die wil te doen, dan sê dit, toe hy die prys betaal het, is die wil bekend gemaak, het hy dit afgehandel, ons moet dit net ontdek, en ons moet dit deel van ons lewe maak. En daarvoor kan ek God nooit genoeg dank vir die feit, dat hy vir Paulus in die lewe ingeroep het nie. Dat hy vir Paulus bekend gemaak het, wat hy vir 40 dae aan sy disippels gewys het na sy kruisiging, en hulle die wil van God nooit behoorlik begryp het nie. Het hy gekom om daardie wil van God bekend te maak. So kom ons blaai gou daar na Hebreërs hoofstuk 2 vers 10 toe. Hy sê, want dit het hom betaam terwille van wie alle dinge, en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Hy sê, for it became him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory. Met ander woorde, die wil van God roteer dan rondom die heerlikheid van God. Ek sê dit jy stadig, ek wil hê jy moet jy gedagtes 'n bietjie inspann. Hy het die wil van God volbring vir die feit dat hy baie seuns van God na die heerlikheid van God wou bring, to bring in bringing many sons unto glory, and making the captain of their salvation perfect through suffering. Hy het sy wil uitgeleef, soos wat dit geskryf is, Vader, in die boekrol is dit van my geskryf, om u wil te doen. U het geen behaag gehad in offerandes, maar om u wil te doen het ek gekom. En die wil van God is, to bring many sons unto glory. In Romeine hoofstuk 8, en ek gaan vir die vers 28, en ek gaan vir die vers 29 voorhou. Halleluja. En ek wil hê, terwyl ek praat, probeer vir uself insien in wat daar die doel is, daar die wil van God is, en probeer uself insien en inlees in wat hy gekom het om te voltooi aan die kruis van Golgotha. Want as jy dit nie insien nie, dan mis jy die hele doel van jou verhouding en jou kindskap met God. Ons kan in godsdiens lewe, of ons kan in 'n verhouding met God lewe. Ons kan die waarheid ken, of ons kan weet dat die waarheid het ons vrygemaak. Dit maak twee verskillende dinge. In Romeine hoofstuk 8, 28, hy sê, en ons weet dat vir hulle
wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme, kan jy 'n verband maak tussen voorneme en wil, hulle wat na volgens sy voorneme geroep is, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. For whom he did foreknew, he also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Ek wil hê dit moet insink vanmôre. Hy is die eerstgeborene van baie broeders. 29 in asseblief. Alright, okay. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Kan ek vir u die 2 versies oorlees? Hy sê, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Kan u 'n vergelyking sien? Kan u 'n vergelyking sien dat toe hy gekom het om die wil van God te doen, het hy gekom om die wil van God bekend te maak, sodat hulle wat glo wat die wil van God is, gelykvormig kan wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Ander woorde, die liefde van God stel dit van so aard, dat hy geen onderskeid tussen jou en my maak, wat geglo het, waarvoor Jesus die prys betaal het nie. Moet ek dit vir jou weer sê? In God is daar geen verskil. In God is daar geen verskil tussen die eerstgeborene en die volgende wat gebore gaan word volgens sy wil, sodat die eerstgeborene wat sy beeld gedra het, hulle wat daarop volg, ook die voorreg het om sy beeld te dra. Het jy gehoor wat ek sê? Hy sê, met ander woorde, as die wil van God is, dat die seun van God, die wil van God geopenbaar het, het die seun die prys betaal, dat hulle wat na hom sal kom, nie net die heerlikheid deelagtig sal wees nie, maar ook die beeld deelagtig sal wees. Kan jy jou terugtrek na Genesis toe, waar hy gesê het, kom ons maak mense na my beeld en na my gelykenis. Maar ons weet dat dit het verlore gegaan. Ons het dit nou baie keer gehoor, dit het verlore gegaan, maar toe kom hy en hy herstel die wil van God, wat reg van die begin van die skepping, onthou wat Efesiërs sê, hy wat ons van tevore geken het, het ons ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Met ander woorde, voor die grondlegging van die wêreld, voordat God iets geskep het, het hy 'n besluit geneem, ek gaan kinders hê wat my beeld en my gelykenis sal uitdra. En ons weet dat ons was, deur een man het sonde in die wêreld ingekom. Maar deur een man het daar verlossing in die wêreld gekom. En is herstel, prys die Here, halleluja. So die laaste Adam, wat 'n lewendmakende gees is, het die gees van God weer aktief bekend of beskikbaar gestel, sodat die gees van God lewendig in my en jou kan wees, en vanuit die gees van God die beeld van God uitgedra kan word in 'n wêreld wat sigbaar is.
Here, wat 'n voorreg. En weet jy, as kinders van God ploeter ons in die modder rond. Ek wil dit weer sê, as kinders van God ploeter ons in die modder rond met godsdiens, 90% gebaseer op die feit wat voor die kruis plaasgevind het. En ons lewe na die kruis. Ons verwysingspunt is terug na die kruis van die Here Jesus toe. Hier waar hy die mens van sonde saam met hom doodgemaak het, sodat dit wat saam met hom opgewek is, 'n nuwe skepsel kan wees in Christus Jesus. En ek en jy, Willem, lewe nie terug na hierso nie. Hierdie is vir ons Ikabod, want ons is vrygemaak, wat hy sê mos vir ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, net soos wat Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Maak dit sin? Met ander woorde, dit sê vir my, die nuwe lewe wat God my gee, het die vermoë om die beeld van God te genereer. Want ek is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, deur onverganklike saad, deur die lewende woord van God wat bly tot in alle ewigheid. En daardie lewende woord moet in my en jou lewe 'n lewende werklikheid word, sodat ek my kan vereenselwig met hy wat in my lewe. Prys die Here. Kan ek dit vir u uit die skrif uithaal? As ek hier na die boek van Timoteus hoofstuk 1 toe vat, en ek wil vir u daar 1 Timoteus hoofstuk 3, en ek wil vir u vers 16 lees. En die Engels sê dit 'n bietjie vir my beter as wat die Afrikaans dit sê. Afrikaans sê onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot, want God was geopenbaar in die vlees. Hy sê, and without controversy, met ander woorde, sonder enige, wat is 'n goeie woord vir kontroversie? Iets wat dit kan weerspreek, sonder enige weerspreking. Groot is die verborgenheid. Great is the mystery of godliness. Die Afrikaans sê godsaligheid. God het ons salig gemaak, maar die saligheid wat God ons gemaak het, het ons deel van sy natuur gemaak, volgens die skrif. En as ons deel van sy natuur is ons deel van sy goddelikheid. Great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on into the world, and received up into glory. Ek wil vir jou die hele evangelie net in daai vers saamvat, want hy sê ons wat in Christus gesterf het, is saam met hom opgewek. Ons wat in Christus gesterf het, is saam met hom opgewek, en ons sit in hemelse plekke saam met hom. Met ander woorde, my lewe, wat saam met Christus in God verborge is, sit in 'n dimensie, of het die vermoë om in 'n dimensie en 'n posisie te sit waar God is. Want dis die vervulling van sy gebed. Vader, laat hulle een wees, soos wat ek met u een is. Laat hulle een wees, ek en u en my, ons en hulle, sodat hulle volkome een kan wees. En as 'n mens die verhouding van God verstaan, soos wat hy probeer verduidelik, dat hy staan in 'n verhouding soos 'n man en 'n vrou in 'n huwelik is. Hulle sal een vlees word. En ek gaan dit nou vir u lees. Hy sê, daarom is ons been van sy been, en vlees van sy vlees, want ons is sy liggaam. En as ons dit kan begryp, dat ons is die liggaam van Christus, dan is dit mos nou nie ver gesog om te glo. Groot is die verborgenheid van die godsaligheid, want God was geopenbaar in die vlees. As hy in die eerste een
in sy vlees geopenbaar is en hy baie seuns na die heerlikheid wou bring, dan is die moontlikheid mos nou nie uitgesluit. Dan is die moontlikheid mos nou nie uitgesluit dat hy in my vlees geopenbaar moet word nie. Is daar nie 'n skrif wat sê, weet jy nie dat jy nie aan jouself behoort nie? Weet jy nie dat jy die tempel is van die Heilige Gees en dat jy nie aan jouself behoort nie? Met ander woorde, of dit wil sê, toe hy die prys betaal het vir sy gebed, of sy inligting wat hy in Johannes 14 gegee het en gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, sodat julle kan wees waar ek is, en as jy my lief het, sal die Vader jou lief het, en ons sal kom en ons gaan by jou kom woning maak. Met ander woorde, die moontlikheid, omdat God sy woonplek in sy liggaam gemaak het, en ek die tempel en die gebou en die blyplek van God is, moet hierdie nuwe skepping dan nou mos die vermoë het om sy skepper te kan openbaar in die vlees. Amper gee ek 'n kras woord. Want dit wat uit jou kom, ek sien Ines kyk met, want dit wat uit jou kom, is veronderstel ek sê dit wat uit jou kom, is veronderstel om dit te wees, want dit is sy wil. Amper vra ek, waarom hou jy jou besig? Want dit is sy wil. Luister, hy het die prys betaal om die wil van God gemanifesteer te kry. Hy het die voorbeeld gestel, en soos wat ek altyd sê, hy is nie net 'n voorbeeld vir ons nie, hy is ook 'n voorbeeld van wat ons moet wees, anders kon hy nie die eersgeborene van baie broeders gewees het nie. Met ander woorde, soos hy is ek in hierdie wêreld. En dit bevestig 1 Johannes 5:17. Hierin het die liefde van God volmaak geword in ons, want soos wat hy is ons in hierdie wêreld. Met ander woorde, God woon nie in 'n plek verhewe waar niemand kan kom nie. Dink net 'n bietjie daaroor. In ander woorde, God is nie in 'n plek verhewe waar niemand kan kom nie. Ek gaan om vir jou 'n plek te berei, sodat jy kan wees waar ek is. En hy sê vir hulle, glo jy nie dat ek in die Vader is? En glo jy nie dat die Vader in my is nie? As jy dan kan sien wat in my lewe plaasvind, glo dit dan omdat jy kan sien wat in my lewe gebeur. En dit is die bewys dat ek in die Vader is en die Vader in my is. En die wil van die Vader is dat daar dieselfde kennis geopenbaar sal word. So die dag as ek, of die dag toe ek besluit het, ek wil die Here Jesus aanneem as my verlosser en saligmaker, het ek besluit, ek gaan die Here Jesus in my lewe innooi. Of het julle nie dit gedoen nie? So ek het besluit, Vader, U kom woon in my, en ek sal die woning wees, waarin God woon. Vader, U het gestaan en geklop aan die deur, en ek het die deur oopgemaak, en ek het God ingenooi. So waar moet God dan nou lewe? Halleluja. Ek wil vir u nog so ietsie uit Timoteus uitvaar. Ek gaan in 2 Timoteus hoofstuk, ek het klaar in Timoteus gewees. Ek wil hier na Efesiërs hoofstuk 1 vers 1 toe vat. Ons het verlede week 'n bietjie daaroor gesels. Efesiërs hoofstuk 1. En as 'n mens hierdie, ek wil dit noem 'n openbaring kan begryp.
Hy sê Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder vir die wil van God aan die heiliges en gelowiges in Christus Jesus. Hy sê, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are in Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Ek wil vanmôre hê, maak asseblief 'n koneksie. Nou wil ek vir hierdie stelling maak wat ek verlede week gemaak het. As jy en ek kan ontdek in ons lewe, deur gemeenskap met God en gemeenskap met die Gees van God, en ons kan besef, die enigste rede hoekom God my heilig gemaak het, is om sy wil deur my lewe te openbaar. En as ek dit kan glo, as ek kan glo dat God sy wil uitgeoefen het, en hy het my heilig gemaak om sy wil te kan uitlewe, dan sê hy vir my, daar is geen beperking tussen my en my eersgeborene, of sy eersgeborene, sodat ek die beeld van hom kan uitdra. As ek dit kan begryp, as ek dit ten volle deel van my lewe kan maak, dan is die moontlikheid daar, Willem, dat die beeld van God in al sy glorie beskikbaar is vir my wat glo, dat sy wil deur my uitgeleef kan word, op grond van die feit dat hy my heilig gemaak het en nie ek self nie. Met ander woorde, of dit wil sê, ek wil ander woorde, ek het dit so geleer, dit wil sê, met ander woorde, alles wat ek in my lewe geprobeer het om heilig te word, het eintlik gekanselleer wat God gedoen het. Hy het my heilig gemaak as gevolg van die feit dat Jesus die prys betaal het om my 'n medebroer te maak en 'n medekind te maak sodat ek kan wees waar hy is. En daarom gaan dit nie, Here, ek gaan dit sê, daarom gaan dit nie oor hemel en hel nie, dit gaan oor soek die koninkryk van God. Want die koninkryk van God lê gesetel binne in die kinders van God. En daarom sê hy, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygesoek word. Moenie gaan na die berg toe nie. Moenie gaan soen toe nie. Moenie my gaan soek op 'n plek nie. Gaan soek my waar ek is en ek is binne jou gesetel, want die koninkryk van God lê binne in jou. Moenie hiernatoe gaan nie. Moenie daarna toe gaan nie, gaan ontdek wat my wil is. En as jy ontdek wat my wil is, dan sê ek vir jou, soos vader, soos seun, soos broers. Soos wat hy is ek en jy in hierdie wêreld veronderstel om te wees. Nou gaan jy vanmôre vir my sê, maar die Here Jesus sit in hemelse plekke, want God het hom opgewek, en God het hom laat plaas aan sy regterhand, waar hy sit bokant owerhede, bokant magte, bokant die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu. Dis waar Jesus is. En van daar af moet ek en jy probeer deur gebed en afsondering om God aktief te kry op die aarde. Dis hoe ons geleer is. Dis hoe ons geleer is. Jy moet na God roep. Roep my aan in die dag van benoudheid. Roep my aan terwyl ek naby is en dalk is ek te vinde. Dit is nie God se wil nie. En ek wil ook vanmôre vir jou sê, dis ook nie God se opdrag nie. Halleluja. As ek hierdie Efesiërs 1 kan begryp, en ek kan dit glo, en ek kan dit aanvaar, en ek kan besef, Here, jou volkome wil is geopenbaar deur die feit dat jy my heilig gemaak het, sodat ek saam met jou kan lewe. Sodat jy my heilig gemaak het, as ek hierdie besef het, en ek kan ontdek wat is God se wil, en ek kan ontdek dat God se begeerte is, dat ek sy wil kan
en mag uitlewe, dan plaas dit my in 'n ander dimensie van waar ek in 'n verhouding met God staan. Efesiërs hoofstuk 3 wil ek gou vir u daar deurlees. Efesiërs hoofstuk 3 vers 8 en vers 9. As ek verstaan, as ek besef wat sy wil is, luister wat sê Paulus. Hy sê in Efesiërs hoofstuk 3 vers 8 en vers 9. Aan my die geringste van die heiliges is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. Kom ek lees dit net gou. Unto me who am less than the least of all saints is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of God. Met ander woorde, of dit wil sê, wat God geopenbaar het na die kruis, kon niemand in die Ou Testament navors nie. Dit was nie binne hulle bereik nie. Kan ek dit vir jou? That I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. In ander woorde, Willem, ons kon die Ou Testament, elke jota en elke titel kon ons navors en ons kon nie die diepte van God ontdek nie. Want wat sê die skrif? Die dag as ek Moses lees, of ek lees die Ou Testament, is 'n bedekking oor my gesig geplaas. Met ander woorde, daar's 'n bedekking oor my begrip aangaande die volheid van God, is daar 'n bedekking geplaas. En daai bedekking kan net weggeneem word nadat Jesus Christus die prys betaal het. Sê 'n bietjie amen. Halleluja. Nou sê hy vir ons in vers 9, met ander woorde, niemand kon dit naspeur nie. And to make all men see. Willem, as ek die beeld van God is, moet iemand dit mos nou sien. To make all men see, what is the fellowship? Die gemeenskap met dit wat verborge is, waar God verborge in my lewe gesetel is, en waar ek verborge in God gesetel is, moet iemand dit kan raak sien as gevolg van my, sê dit, my leefwyse. Want groot is die verborgenheid van God se saligheid. God is geopenbaar in die vlees. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world have been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Willem, met ander woorde, dit wat na die kruis geskep het in Christus Jesus, was nie beskikbaar voor die kruis nie. Dit wat na die kruis geskep is, as gevolg van die prys van Jesus Christus, was nie beskikbaar voor die kruis nie. Kan ek dit vir u weer lees? And to make all men see, what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world, onthou jy my prentjie so 2 weke terug, voordat die wêreld geskep het God my alreeds daar geskep, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world have been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Nou kan ek mos verstaan, as hierdie lewe eers beskikbaar was na die lewe van Jesus Christus, dan wandel ek mos in 'n nuwe lewe. Amper skreeu ek, dan wandel ek in 'n lewe wat nie voor die kruis beskikbaar was nie. Met ander woorde, ek is 'n nuwe skepping volgens 2 Korintiërs 5:17. Almal wat in Christus is 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan en kyk, dit het alles nuut geword. Maak dit vir u sin?
So ek jaag na niks wat voor die kruis was nie. Het jy gelees dat die Bybel sê, niemand kon geregverdig word voor die kruis nie? Ek voel so, ek moet dit sê. Want voor die kruis was ons onder 'n vloek. Voor die kruis was ons onder 'n vloek. Maar eers na die kruis is die vloek verwyder. Want hier het die vloek uitgespeel. Het die vloek uitgespeel. Sodat die seun van God se wil gemanifesteer kan word deur hulle wat na sy beeld en na sy gelykenis geroep is. Ek wil jou vra vanmôre, in alle eerbied en met alle respek, watte duiwel soek jy daar? Weet? Want daar was niks vir jou daar nie. Alles het eers beskikbaar geword toe Christus die prys betaal het. En daarom het ons 'n Nuwe Testament. En die testament was net beskikbaar volgens Hebreërs nadat die testamentmaker dood is. So dit was net vir ons beskikbaar toe die testamentmaker dood is en toe kon ons lees wat in die testament is. En toe kon ons ontdek wat God eintlik van die begin af bedoel was. En as ek dan besef dat die wil van God is uit my heilig gemaak om sy wil te kan uitlewe en ek dit glo, is die volheid van dit wat na die kruis beskikbaar was, myne. En as ons dit wil hê, is dit ons sinne. Dit hang af wat ons glo. Dit hang net af wat ons glo. Kom ons blaai 'n bietjie terug na die boek van Efesiërs, daarna hoofstuk 2 toe. Ek wil jy daarna hoofstuk 2 vers 5 en vers 6 kry. Hy sê, luister nou baie mooi. En ons, luister, en ons toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is ons gered. Right? Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace you are saved. Ander woorde, dit wil sê, toe hy Christus hier opwek, and have raised us up together with Christ and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Toe hy hom hier opwek, Willem, toe sê hy, julle wat dood was in julle sonde en julle misdade, het hy lewend gemaak. Het ek 'n nuwe skepsel gemaak en ek het jou saam laat opwek en ek het jou saam laat sit in 'n hemelse plek in Christus Jesus. Die vraag is, waar is dit? Die vraag is, waar is dit? As Christus dan nou opgewek is en aan die regterhand van God sit, en ek en jy, wat dood was deur sonde en misdade, het hy opgewek, nadat hy die vloek verwyder het, het hy ons opgewek en ons sit saam met hom. Waar sit hy? Waar sit ons? Willem, hy sê dan, hy sê ek is sy liggaam. Hy sê dan, ek het gekom om by jou te kom woning maak. Met ander woorde, hy sit nie in 'n plek nie. Hy moet mos dan nou in my wees. En die ergste van alles is, hy sê in hom, toe hy op aarde was, wat die beeld van God is, het die volheid van die Godheid in hom liggaamlik gewees. Hallo? En nou sê, ek is volkome in hom.
en ek is volkome in hom. Met ander woorde, of dit wil sê, die beeld van God lê gesetel in my wat glo dat ek geroep is volgens sy wil om sy beeld uit te dra. En weet jy wat sê? Dieselfde krag wat God gebruik het om Christus uit die dood uit, ek quoteer nou maar sommer net Efesiërs 1, dieselfde krag wat God gebruik het om Christus uit die dood uit op te wek en om laat sit het bo alle owerheid en mag en krag, dit is dieselfde krag wat ons opgewek het om te kan wees waar hy is. Nou wil ek jou vra, waar is hy? In die Vader. Waar is die Vader? In my. Waar is my lewe in verborge? Saam met hom in God. Met ander woorde, of dit wil sê, my liggaam, wat die woning van God is veronderstel om die wil van God uit te leef. Want waar hy is ek. En waar ek is hy. Ek sien jy glo dit nie. Waar hy is ek, en waar ek is hy. Want dis waarvoor hy dan die prys betaal het, om te kan wees waar ek is. Met ander woorde, ek is nie gelykvormig aan hierdie wêreld nie. Amen, ek is gelykvormig aan hierdie wêreld, waar die beeld van God 'n lewende werklikheid is vir my, wat besluit het, die testament van die testamentmaker wat dood is vir my beskikbaar. En ek kan sy wil uitlewe. Ek kan sy wil uitlewe. Ek mag sy wil uitlewe. En die ergste van alles is, hy wil hê, ek moet sy wil uitlewe. Want dis waarvoor hy my heilig gemaak het. Jy sal vanmôre vir my sê, Willem, daar is geen bewys van dit wat jy nou so pas gesê het nie. Ek wil jy graag vat na die boek van Johannes toe. Dit is terwyl die Here Jesus op aarde was. Ek wil jy daarna die boek van Johannes hoofstuk 3 toe vat. En ek wil vir u vers 12 en vers 13 lees. Jy weet, hy's in gesprek met Nikodemus, wat veronderstel was om 'n leraar te wees. Nikodemus was veronderstel om iemand te wees met kennis en met insig. Nou sê hy vir hom, hy praat met Nikodemus, hy sê, Nikodemus, if I have told you earthly things, as ek jou aardse dinge vertel, en jy glo dit nie, hoe sal jy glo as ek jou van die hemelse vertel? If I told you earthly things and you believe not, how shall you believe if I tell you the heavenly things? Luister nou mooi wat sê. And no man have ascended up to heaven. Kom ons kry die prentjie. No man have ascended up to heaven, but he that came down from heaven, the Son of Man, which is in heaven. Willem, Chris, ek sien jy kyk my met 'n vraagteken. Hy staan met Nikodemus en praat, hy sê, Nikodemus, jy begryp nie die hemelse dinge nie. Ek staan met jou op aarde, maar ek is eintlik in 'n posisie verhewe waar God is. Terwyl ek op aarde staan, het ek toegang tot die hemelse. Even the Son of Man, which is in heaven, not which is going to heaven, which is in heaven. Wat alles het, en alles tot by sy beskikking het, om die beeld van God op aarde uit te leef. Dit wil sê vir my, as ek nou 'n gevolgtrekking kan maak met die dom insig wat ek het, as hy een met die Vader was op aarde, en hy die prys betaal, dat ek die liggaam en die woning is, en my een te kry met die Vader, dan kan hemel nie 'n plek wees nie. Dit moet 'n posisie wees, wat ek in God is. Ek wil dit weer sê, dan moet dit 'n posisie wees,
wat ek in God het. En die besluit lê dan nou, glo ek, dat God het my heilig gemaak. Glo ek dat God het my heilig gemaak, sodat sy wil deur my lewe kan geskied. En nie sy wil van die hemel af soek nie, maar die hemel of die wil vanuit my uit voortbring. Want dis waarvoor hy my geheilig het, dis waarvoor hy my geregverdig het, dis waarvoor hy my vrygemaak het, om 'n kind van God te wees. Nou kan ek vir jou terugvat na die boek van Efesiërs toe, nou dat ons 'n bietjie insig het, wil ek nog 5 minute. Nou dat ons 'n bietjie insig het, nou kan ek jou vat na die boek van Efesiërs toe terug. Onthou jy my begin toe ek gesê het, as ek dit kan begryp, kan ek dalk ergens met God kom. Nou sê hy vir ons. Halleluja. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat my geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who have blessed me with all spiritual blessings in the heavenlies, in Christ Jesus. Willem? Chris? Ek is dan op aarde. Maar hy het my geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Kom ek vir julle die verborgenheid 'n bietjie vertel, of iets omtrent die verborgenheid. Ons weet, julle kan nie sien nie, maar is nou maar julle probleem. Ons weet dat God is gees. Nee, ons weet God is gees. Hy sê vir die vrou by die put, julle weet nie wat julle aanbid nie. Julle sê ons moet berg toe gaan, anders sê julle moet Jerusalem toe gaan. Hy sê julle weet nie wat julle aanbid nie. Hy sê God is gees, die wat hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. Nou luister, as God gees is, en hy sy woning by my kom maak, dan is ek wat aan God verbind is, een gees met God. Nou wil ek vanmôre vir jou sê, as God gees is, en ek is vlees, maar ek is ook dan is dit mos nou so, dat die gees van God, wat alles geskep het, of God, wat alles geskep het, wat gees is, wat dan in my vlees sy woning gemaak het, dan het ek mos nou die vermoë om vanuit my gees met God 'n kontak te kan hê, en dan het ek die vermoë om vanuit my kontak uit met God in die vlees te kan openbaar, wat vanuit die teenwoordigheid van God uitkom. Daarom kan Paulus sê, julle moet beginne besef, julle het God se gedagtes. En julle sal moet beginne besef volgens Efesiërs om vernuwe te word in die gees van jou gemoed, sodat jy weet waar jou gees toegang in het. Het God die vermoë om sy wil te openbaar in jou gees, sodat dit deur jou vlees in die wêreld geopenbaar kan word. En ons ploeter in modderwater. Daarom kan Paulus hierdie stelling maak, of Petrus, Johannes, ekskuus. Groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Ek wil dit weer sê. Dis nie 'n verklaring nie, dit is 'n geloof. Groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Dankie en as ek wou daarby gekom het. Want hy sê, luister daar, ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Dit wil sê, God het geen liggaam as hy jou nie het nie. Ek wil weer sê, God het geen liggaam as hy jou nie het nie. En dit wil sê, God kan homself nie uitlewe as hy nie 'n liggaam het nie. For this cause shall a man leave his father and his mother, and they shall be joined unto his wife, and they two shall be one
flesh. Luister nou wat sê. This is a great mystery. Dis 'n groot verborgenheid, want ek sê dit concerning Christ and his church, met 'n groot verborgenheid, maar ek sê dit ten opsigte van Christus en van sy liggaam. Onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees. En is gesien. God is geopenbaar in die vlees en is gesien op aarde. En hy is die eerstgeborene van baie broeders. Die wat hy van tevore geroep het, die het hy ook verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Lees dit vir jouself daar. Lees dit vir jouself. Groot is die verborgenheid van God se saligheid. Groot is die verborgenheid van God se saligheid. The mystery of godliness. God was geopenbaar in die vlees. Justified, geregverdig in die gees. Gesien deur engele. Gepreek unto the Gentile, aan die heidene gepreek. Believed in the world, nie in heaven nie, believed in the world, received up into glory. Halleluja. Het jy dit gehoor? Met ander woorde, kom ek vat dit saam met Kolossense 2 vers 8 en 9. Die volheid van die Godheid was liggaamlik en in hom, en julle is volkome in hom. As jy net weet, die openbaring het van die wil van God, dat God jou geheilig het om sy wil op aarde te kan uitleef en nie eendag na aarde. Ek het vir jou dit genoteer. In hom woon die volheid van die Godheid. For in him dwelleth the fullness of the Godhead. Ek sê of the Godhead bodily. And you are complete in him, which is the head of all principality and power. Waartoe is jy opgewek? Above principalities. Ander woorde, ek sit. Of God sit waar ek is, omdat God gees is en hy in sy vlees 'n blyplek gekry het om homself te kan uitleef. Ek sê dit weer. God wat gees is, het vir homself 'n blyplek gekry waardeur hy homself kan uitleef. Toe hulle vir hom gesê het, Here, ek gaan vir u 'n tempel bou. Toe sê hy, God woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. God woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Ek sal my eie tempel bou en weet jy nie dat jy die tempel van God is en dat jy nie aan jouself behoort nie. Kan ek Johannes 14 in verband bring? Ek gaan hom vir jou plek te berei. Ek gaan hom vir jou plek te berei. Sodat jy kan weet waar ek is. Want die vraag is, Here, wys ons die Vader. Hy sê, Filippus, ek is nou al vir 3,5 jaar saam met jou. As jy my gesien het, het jy my Vader gesien. Glo jy nie dat ek in die Vader is? En glo jy nie dat die Vader in my is nie? Wel, ek gaan hom vir jou 'n plek te berei, sodat jy kan weet waar ek is. Vader, baie, baie dankie vir die liefde en vir die genade en die vrede en die barmhartigheid. En Vader, dat ons kan sit om die woord van God en kan weet, hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Ons gaan vanmôre die nagmaal gebruik op grond van die feit wat ons so pas gehoor het. Daarom kan hy sê, vlees van my vlees en been van my gebeente. Hy sê, wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself. In 'n woorde, hy wat aan die tafel sit en nie besef wie hy in God is nie,
diskwalifiseer hom van alles wat na die kruis plaasgevind het. Daarom kan ek waardig sit aan die tafel van die Here, want hy het my waardig gemaak. Prys die Here. So hy sê in die nag waarin hy verraai is, het hy die brood geneem, en het hy dit gebreek, en het hy gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Hoekom? Ek vat my uit, en ek maak jou my liggaam. Tot my gedagte, net so ook die beker na die ete met die woorde, 'n Nuwe Testament in my bloed. So ons kan vanmôre sit, of staan, of wat ook al doen en sê, Vader, dankie dat ek saam met my bruidegom aan die feesmaal van die bruilof kan sit. As jy dit besef wat ek, of kan snap wat ek nou gesê het, dan kan ek hierdie ding, of hierdie nagmaal met groot vreugde geniet. Maak nie saak waar ek is nie. Kom ons staan. Kom vorentoe, kry vir jouself. Ek gaan jou nie bedien nie. Ek het jou klaar met die woord bedien. Bedien jouself asseblief. Kry vir jou brood hierso, vat vir jou 'n glasie wyn, of 'n glasie vrugtesap, en dan staan jy en dan praat jy met jou Vader in wie jy met 'n verhouding staan. Prys die Here. Kom Chris, kom, staan daar. Staan so bietjie so. Dat almal 'n plekkie kry, want ek sien almal wil wegkry. Halleluja.